Mag de familie, vrienden van ons allemaal opstaan alsjeblieft. Dit is lekker inneem. Ik groet elkeen vanmorgen in de liefde van Christus Jesus. Ik wil vooral dat die mannen samen met mij zal staan vanmorgen. Dankie sê vir die voorrecht dat ons het. Onze Vader, ons weet, vandag is een tijd van rouw, is een tijd van seer, is een tijd dat ons afscheid neemt. Is een tijd wat ons als mens ontrede staan voor een saak soos hierdie. Is een tyd wat ons as mens absoluut niks kan doen, selfs niks kan sê, wat enigstens iemand sal beter voel, maar is een tyd hierdie wat ons weet, deur die genade van ons Skepper, dat daar iemand daarbo is, wat op sy troon sit, wat genoem word, die vertrooster. En ek bid vanmorgen, Here, en ek pleit by U in die naam van Jesus Christus, dat U vanmorgen elke een, wat hier sit, sal vertroos. Elke een wat graag U wou wees, Here, wat nie U kan wees nie. Dat U, Here, elke een sal vertroos, soos wat net U dit kan doen. Ek bid vir die verrigtinge vanmorgen, Here, dat uit alles U naam daardeur verheerlik sal word. Dat in hierdie diens vanmorgen, Here, al is dit vanmorgen by 'n begrafnisdiens, dat U steeds U doel sal bereik vanmorgen. En sal praat met elke een se hart vanmorgen. Ek dank U, Here, vir die voorreg wat ons het, om hier by mekaar te kom. Ek dank U, Here, dat ons weet, U is 'n God van liefde, en ek dank U, Vader, dat ons vanmorgen aan U eer kan gee, terwyl ons afskeid neem van Magda vanmorgen. Ons eer U daarvoor, ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. En allemaal my woord daar achter ook. Ons thema vanmorgen vir hierdie diens is 'n stem wat nou stil is, maar 'n getuienis wat bly praat. En ek wil hê ons moet lees uit Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot en met 18. En die woord van die Here sê vir ons, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê vir ons, vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal vooruitgaan. Want die Here self van die hemel sal neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met 'n geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woord. Nou in liefde wil ek graag vanmorgen
elkeen van u bemoedig, vul kinders, kleinkinders en familie, vriende. In 'n tyd soos hierdie weet ek dat daar is absoluut niks wat ons as mens vir mekaar kan sê wat enigstens hierdie saak sal beter maak. Wat jou enigstens sal beter laat voel. Hierdie is 'n tyd van hartseer, dit is 'n tyd van rou. Dit is 'n tyd dat ons afskeid neem van 'n geliefde wat ons vir nog baie jare saam met ons sou wil hê. Dit is 'n tyd wat woorde min is, al spreek ons vele woorde. Sal dit ook min beteken. Dan raak ons stil vanmôre in onsself met die wete dat God die vertrooster van alle tye is. Dis tye soos hierdie wat ons gewoonlik eers besef, ons het God werklik nodig in ons lewe. Want geen mens kan ooit vertroos soos wat God dit kan. Tye soos hierdie wat ons teruggeruk word na die werklikheid, teruggeruk word na realiteit, en elkeen van ons wat hier sit vanmôre sal besef dat ons lewe, u lewe en my lewe het 'n vervaldatum. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre sal in 'n dag en 'n uur in hierdie posisie wees. En dit is iets wat u en ek moet onthou. Dit is gewoonlik eers wanneer daar 'n kus voor in 'n kerk staan, waar ons besef die dood is 'n werklikheid. Maar dan kan ek vanmôre vir u sê, ek kan nie anders as om die Here die lof en die eer te gee en om te dank vanmôre dat die dood is nie finaal. Dat wanneer 'n geliefde tot sterwe kom, hy of sy eintlik net hulle aardse woning, hierdie tempel van verganklikheid verlaat, om die ewige lewe te kan binnegaan. Daarom weet ons vanmôre, en daarmee wil ek u bemoedig vanmôre, geliefdes, hierdie is nie totsiens nie. Ons kan vanmôre met blye harte sê, magta jou werk tot weersiens. Ons groet net tot ons mekaar weer gaan sien. Jy moet verstaan dat hierdie 'n tyd is wat ons op aarde is, maar dis net vir ons geleef. Tyd is beperk en tyd is kosbaar. Maar tog is tyd net aan ons geleef. En het ons geen beheer daaroor. Die woord verwys op verskeie plekke na tyd. Die woorde van Jakobus 4:13-14 het al menigte gelowiges diep getref. En dit lees as volg: Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons dit doen. Ons sal na hierdie stad gaan of na daardie stad gaan. 1 jaar sal ons hier deurdring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur. Want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tyd verskyn en daarna verbly. Hiermee wil ek die Here dank vir die tyd. Dank vir die tyd wat die Here hierdie geliefde, Magda Joubert, vir haar man vol, haar kinders en kleinkinders, haar familie en vriende geleef. En ek dank God dat ons weet dat hy elke geliefde vandag wat hier is, sal vertroos soos wat net hy kan doen. As ek vanmôre aan Magda sou dink, sien ek 'n sterk vrou. 'n Vrou wie haar geloof en vertroue in God behou het, ongeag die siek wat sy gehad het. Ongeag die seer en die pyn wat sy gehad het, sy vasgehou aan die Here. Dis waaraan ek dink as ek vanmôre kan dink aan Magda. Vrou wat die omstandighede waardeur sy moes gaan, selfs al kon sy skaars een voet voor die ander sit, het sy steeds op 'n Sondag by die diens ingestaan. 'n Glimlag het jou gegroet, en as sy 'n goeie dag gehad het, het sy nie op haar laat wag nie. Sy kom er soms so van agteraf met 'n huppel in haar stap gedraf om jou te kom groet. Sy was 'n vrou wat God geëer het. Sy was getrou in die dienste, 'n vrou wat aandagtig geluister het en na die boodskap altyd kon dankie sê vir die woord. 'n
vrou wat gestreef het daarna om 'n beter mens te wees. Sy het altyd na die diens vertel hoe wonderlik die woord is. Menig keer het my vertel hoe sy en volk gesels het oor die woord wat dit aan betref. Dit was altyd lekker om te hoor as iemand kom en sê die woord was wonderlik. Sy sal geëer word vir haar standvastigheid in God, haar deursettingsvermoë om ongeag haar situasie altyd gewillig was om die woord te kon ontvang. As ons die boodskap kry van iemand wat afgesterf het ons gewoonlik baie vrae in ons harte. En een van daardie vrae is gewoonlik, hoekom? Hoekom nou? En dan is die volgende vraag gewoonlik, ek wonder waar bevind die persoon self. Ek het agtergekom, die stad partymal, sommer net hier geld, en jy kom op 'n graf, of 'n ou graf, jy weet nie wie se graf dit is nie. Dan kan 'n mens nie anders as om te dink, waar is hierdie persoon nou? Vir ewig in die teenwoordigheid van God, of dalk iewers anders. Dank ek U vanmôre, Here, dat Magda 'n kind van God was. 'n Vrou wat geweet het en geerken het dat Jesus Christus is haar persoonlike verlosser en saligmaker. 'n Vrou wat gedurig deur gebid het, 'n vrou wat die Here aanbid het en geweet het sonder God is sy niks. Soms het sy met trane in haar oë gesit, dat 'n mens kan ervaar hoe die Gees werklik deur God haar aangehaal. Dan maak dit 'n mens hart bly om te weet dat sy haarself nou op 'n plek bevind waar sy vrede, sonder enige pyn of smart verkeer. 'n Plek ver beter as die een waarheen ek tans kan wees. En ek wil vir u sê vanmôre, sy sal verseker nie een van ons sal op plek hê. Maar kom ons gebruik hierdie tyd vanmôre om 'n bietjie selfondersoek te doen. Ons moet verstaan, die dood van 'n geliefde dwing elkeen van ons weer om na te dink oor ons menslike bestaan. Ons tyd hier op aarde met die wete vanmôre daar is lewe in die land. Dit is goed om partykeer so 'n bietjie tot stilstand geruk te word. Tot stilstand te kom en hierdie gejaagde lewe, want ons lewe is so gejaag dat dit partymal op 'n tyd soos hierdie is waar mense mekaar die eerste keer dood kan jaag sal sien. Dit is goed om partykeer tot stilstand geruk te word. Met ander woorde, my lewe hier op aarde en natuurlik ons ewige bestemming hierna, moet ons besef, lê vir ons voor in die toekoms. Dit is baie duidelik dat ons bestaan hier op aarde net tydelik is. En ons leef nie vir altyd nie. Dit maak nou nie saak hoe gesond jy vanmôre dink jy is, of hoe sterk jy is, of hoe jonk jy is nie. Ek wil vir u sê vanmôre, die jare haal ons almal in. Die uurglas is besig om uit te loop, en dit is iets wat niemand van ons kan stop. Maar al weet ons en verstaan ons hierdie dinge al te goed, van die dood van 'n geliefde ons altyd, elke maal, steeds so onverwags. Ja, ons weet die dood moet kom, maar asseblief tog net nie nou nie. Ons dink dan gewoonlik aan dinge wat ons nog moes doen of moes sê. Ons dink aan dinge wat ons dalk nog saam met hierdie persoon wil doen. Wie weet vanmôre die dood onderstreep die belangrikheid van nou. Elke keer as ons daarvan hoor, of as ons dit beleef, soos wat ons dit vandag beleef. Ons wonder dan partymal, moes ek dalk nog vrede maak, moes ek dalk iets regstel. Jesaja 55 vers 6 sê vir ons, so treffend, soek die Here terwyl hy nog bevind is. Roep hom aan terwyl hy nader is. Die hele skepping is aan verganklikheid onderworpe. Alles op hierdie skepping word oud en stukkend en al sterf en gaan deur die
teenoor aanstaan. God laat vaar egter nie die werke van sy hande nie. En deur Jesus het God redding en bevryding vir die hele skepping gebring. Hy maak sondaars wat in hom glo nie, en nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik. Die totale mens in sy geheel sal gered word. Verlos van sonde en straf, maar ook verlos van verganklikheid. Die opstanding van Jesus waarborg vir u en vir my vergifnis, maar dit waarborg ook ons fisiese opstanding. As nuwe mense gaan ons in 'n nuwe skepping word. Hierdie belofte word reeds in die Ou Testament gemaak. Ons kan dit lees in Jesaja 65 vers 17, wat vir ons sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom. Die nuwe skepping het reeds begin met Jesus se opstanding. Die volmaakte aanbreek daarvan sal plaasvind by die wederkoms van Jesus, God se kinders sien uitmaak. Ja, dan sal ons liggame en ook verlos word. Ons moet verstaan, kerk van die Here, hierdie is net 'n tydelike lewe. Dis 'n tent wat God vir u en vir my gee. En ons as mense is so geneig om soveel tyd in hierdie tydelike lewe in te sit. En ons vergeet partymaal dat daar 'n lewe hierna is. Ons bely immers die opstanding van die vlees. Die heerlike feit oor God se nuwe skepping is dat geregtigheid daar sal wees. Reg en geregtigheid sal daar heers. Daar sal geen onreg en sonde meer wees nie, omdat daar geen onreg en sonde toegelaat sal word in die nuwe Jerusalem. Dis 'n heerlike verwagting, want dis juis sonde en onreg wat soveel hartseer, smart, skade en ellende hier op aarde veroorsaak. Dink maar aan die hartseer wat gierigheid, leuns, haat en onmin veroorsaak. God se nuwe skepping sal daar niks hiervan wees. Ons sal nie eens meer daaraan dink nie. Dit sal nie in ons gedagtes opkom, soos wat ons nou gelees het. Hierdie verwagting van 'n nuwe skepping sonder sonde en hartseer, waar ons fokus sal wees op die heerlikheid van God en die lam wat vir ons geslag is ons troos in hierdie wêreld, nou en hier. Maar hier is ook 'n duidelike waarskuwing in opgesluit. Elkeen wat nie deur bekering tot Jesus in ware geloof en Jesus se vergifnis en reiniging van sonde ontvang het nie, sal vir ewig uitgesluit word van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Vir ewig in die duisternis, weg van God se aangesig. Mag elkeen van ons betyds reageer op die evangelie uitnodiging en deel in hierdie heerlike verwagting waarvan die woord ons sê. Kan dit waar wees? Ja, beslis. Besef ons wat 'n voorreg dit is om op 'n oomblik soos hierdie God se woord te kan hê. As dit oor die dood gaan, staan ons as mense maar sprakeloos. Wat sal ons vanmôre vir mekaar kon sê? Ons staan magteloos, ons staan ontredde. Selfs die slimste of die sterkste het niks te sê. Niemand van ons kan regtig iets sinvol sê of doen nie. Maar nou is ons bevoorreg om te hoor wat God, die lewende God, self vir ons in 'n situasie soos hier kan sê. Ek wil graag vir julle lees uit Filippense 1 vers 20 tot 24. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Luister mooi, want vir my is die lewe Christus en sterwe is 'n wins.
Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en Christus te wees, want dit is verreweg die beste plek om te wees. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontmoet. Paulus sê hierdie in Filippense, omdat hy weet, dat daar is nog soveel werk op hierdie aarde, wat moet gedoen word. Met ander woorde, die evangelie van Christus moet versprei word, en daar is soveel mense wat steeds tot bekering moet kom. Daarom is dit nodiger vir hom om in die vlees te bly, as om te sterf. Ongeag die wins wat dit vir ons sou wees. En ons is vandag hier by mekaar om die werklikheid van die dood, van 'n geliefde, wat ons by mekaar gebring, in die oor te staan. Ek sê werklikheid van die dood, want al hou ons nie van die dood nie, al praat ons nie graag daaroor nie, dit bly 'n realiteit. Dit, my geliefde broer en suster, is die poort waardeur elke een van ons sal gaan. Daar is niemand wat gevrywaar sal word daarvan, tensy ons leef tot by die wederkoms. Die dood is onlosmaaklik deel van elke een van ons se verganklike wêreld en ons brose bestaan. Ons almal hier by mekaar is inderdaad sterfelinge. Ons is sterwend. Ons weet nog net nie wanneer die proses voltooi sal word. Vir Paulus was die dood ook 'n werklikheid. Hy het voortdurend in die skaduwee van die dood geleef. Sy lewe is juis bedreig as gevolg van sy evangelie wat hy verkondig het. As hy hierdie brief aan die Filippense skryf, is hy juis in die tronk, en hy hou rekening met die feit dat hy enige tyd die dood kan betree. En hierdie is juis so merkbaar. In hierdie situasie maak hy baie radikale uitspraak oor die dood, en hy sê, om te sterwe is vir my 'n wins. Kom ons kyk bietjie net kortliks na hierdie uitspraak van hy 2 hoeke. Wat bedoel hy hiermee? En hoekom kan hy so radikale stelling maak? Paulus sê vir ons om te sterwe is 'n wins. Wat bedoel hy hiermee? Dood is tot my voordeel. Ander woorde, ek wen op hierdie transaksie. Met respek wil 'n mens tog vra, Paulus, is jy regtig eerlik as jy hierdie stelling maak? Is hierdie nie dalk sommer nou net 'n sedige predikerspraatjie of dalk 'n aangeplakte vrome? Nee, kerk. Paulus bedoel verseker wat hy sê. Dis nie 'n wilde halsberkop stelling wat gemaak word nie. Ons sal sien wat hy hier sê is wel deurdag en hy het grondige redes daarvoor. Dis ook nie 'n vroom stuk teorie nie wat by 'n lesenaar in 'n gerieflike kantoor uitgedink was nie. Nee, dis 'n glashelder, oortuigde waarheid wat hom verbly daar binne vanuit sy tronk self. So wat bedoel hy met die sterwe is 'n wins? Hy bedoel inderdaad dat dit baie voordelig sal wees vir hom as hy sou doodgaan. Hoekom nie die dood? Hoekom sou die dood vir hom voordelig wees? Mense sou 'n hele paar redes uit hierdie skrif kon aflei. Die dood bring vir Paulus 'n einde aan lyding en die stryd waarin hy homself bevind. Die einde is gewoonlik gespot. Die einde van verwerping, ook die einde van lyding op baie maniere. Elke opregte Christen behoort vanmôre, soos Paulus dit wat sê, my lewe is vir Christus en om te sterf is 'n wins. Die dood bring ook vir die kind van God die einde van die stryd teen sonde en onvolmaakheid. Dis immers die daaglikse stryd waarvan elke kind van God goed weet. Ek moet stry teen die versoekings
die son. Deur die liste en die aanvegtinge van Satan. En dis 'n uitputtende stryd. Die dood is nie 'n verskrikking vir die kind van God wat getrou bly nie. Nee. Daar wag 'n heerlike beloning by die dood van elke kind van God. Waarom kon Paulus so seker wees dat die dood al hierdie genoemde voordele vir hom bring? Is tog duidelik dat nie alle mense rede het om uit te sien na die dood. Trouwens is daar baie mense wat bang is vir die dood. Die dood is vir baie mense 'n verskrikking. Of dalk is dit net 'n angswekkende, maar wel onvermydelike ontmoeting met die lewe hierna wat ons pla. Maar hoe kan Paulus so positief wees? Ons kry die antwoord in die eerste helfte van hierdie vers, waar Paulus ons sê om te lewe is vir my Christus. In die vorige vers sê hy wat hy hiermee bedoel, sy lewe draai om Christus. Hy lewe daarvoor om Christus te verheerlik, wat beteken net Christus is sy kern. Christus is sy fokus. Christus is sy lewe. God word verheerlik wanneer ons onsself onderwerp aan sy mag en heerskappy. In ander woorde, om onderdanig en gehoorsaam te wees aan God se woord. Ons weet vanmôre dat slegs die mense wat persoonlik Jesus se heerskappy aanvaar het en aan hom behoort, sal eendag die dood as 'n wins kan beleef. Dis net as ek seker is dat my sonde vergewe is en ek my onderwerp aan sy mag en heerskappy, dat ek sal kan uitsien om Christus te ontmoet. As my gewete belas is en my siel nog met boosheid besmet is, sal die wete om voor hierdie heilige Jesus te verskyn, my verseker verskyn. Nou kan 'n mens verstaan waarom Paulus met vreugde uitsien om Christus te ontmoet. Hy het vergifnis ontvang, hy is vrygespreek van al sy ou sondeskuld. Ek word vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus Jesus glo. Omdat ek hom as my persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar. Dit is die vryspraak wat God my gee, omdat ek in hom glo. Paulus het persoonlik in Jesus se vertroue gestel. Jy sien, die basis van Paulus se sekerheid en verlang om huis toe te gaan. Hy het 'n persoonlike vertroue op die gekruisigde Jesus Christus gehad. En hy roem nie in homself nie, hy roem in die kruis. En die vraag wat ons aan onsself moet stel vandag, kan ek ook vanmôre sê, om te lewe vir my is Christus, en om te sterwe is 'n wins. Ken jy hom as jou verlosser, saligmaker, of dwaal ons nog in die duisternis? Is dit jou ideaal om vir hom te leef, of leef jy nou net vir jou eie selfsugtige of materialistische belang? Wat is jou eerlike antwoord vanmôre op hierdie? Vandag is miskien 'n baie gepaste tyd om hieroor na te dink. Net as jy vanmôre kan sê, om te lewe is vir my Christus, sal jy ook in die aangesig van die dood kan sê om te sterwe is vir my. Geliefdes, vriende, familie, vol kinders, kleinkinders. Ek wil vir u vra, elke een van ons behoort te weet dat Christus is ons lewe. En in Christus sal ons lewe, al kom ons dood tot sterf. Dit behoort vanmôre vir ons 'n blymoedige boodskap te wees. Dit behoort ons vanmôre die bemoediging te gee dat daar gaan 'n dag kom wat ons almal sal weet.
op dieselfde tafel sal sit. En dit behoort elkeen van ons te bemoedig vanmôre. En daarmee wil ek vir u sê, kerk van die Here, moet nie wag vir môre nie. Moet nie hier sit en dink, ek is dalk nog jong, ek het nog soveel wat ek met my lewe wil doen nie. Want ek wil vir u sê vanmôre, kerk, die woord is baie duidelik as dit kom by die feit dat ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou. Môre is dalk nie vir my beskore nie. Dit is van kardinale belang dat elkeen van ons seker is dat ons saak reg is met ons Maker. En ek wil u bemoedig vanmôre nie verder tyd mors nie. Ons behoort, soos Paulus dit kan sê, my lewe is Christus, die dood is vir my 'n wins. Nou net voor ek afsluit, ek vra verskoning, ons moes reeds hierdie lied gesing het. Daar's nog 'n teks wat ek met u wil deel, maar kom ons staan saam en sing ons Psalm 23. Dat ons reg begin miskien. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen, maar ook aan almal wat sal verskyn liefgaan. Die vrede en rus wat God ons gee in Jesus is 'n wonderlike troos
'n troos wat ons versterk en daar soos hierdie, wanneer ons 'n geliefde groet, soos ons vandag moet doen. En daarmee wil ek sê, rus en vrede mag daar, tot ons mekaar weer ontmoet. Baie dankie. Kom ons sing die volgende lied, die oorwinningslied, en dan sal ek afsluit. Die glorie en die almacht van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om prys om dan die koning begrafenisdienste, oorspronklik die span, die reddingsbystand, baie dankie daarvoor. Dit is baie maklik weer ons Saterdag
en die suster vir Els. Dankie vir die omgee hulp. Die kwam agter die laaste ruk, was nie moeilik, want dit was nie maklik nie, dit was baie moeilik geweest. Dat er baie dankie daarvoor. En dan, ons moet volg. Basis van almal se kant af, baie baie. Ons weet wat, dit was moeilik geweest in ons tyd. Dit was nie maklik geweest, en ons was nog heel dit. Dankie. En dan sal ek julle los op die laaste boodskap en dis ook van my kant. Die liefde wat ons gedeel het met Ma Magda kan selfs die dood nie besluit nie. So ons kan dit vat en vashou vir altyd. Oor 'n paar jaar terug my ma verloor, waar kan ons saam met dit deel? My vrou het begin tuin maak vir my ma, en dit is nou haar tyd geweest wat sy spandeer het saam met my ma in die laaste paar jare. So ek weet ek gaan blomme koop, bitter baie blomme koop, en ek gaan dit wees waar ma en my ma.
If I leave this world tomorrow, don't you cry too long for me. I've been walking through the shadows, but there's a light I wanna see.
Vader Here, ons eer U vanmôre vir hierdie verrigtinge. En dankie Vader vir elke een van ons wat vanmôre die voorreg gehad het om hierdie diens te kon bywoon. Dankie vir elke een, Here, wat U beskerm het op die pad, elkeen wat van ver gekom het, selfs die wat van naby af gekom het, Here. Ons eer U vir U beskerming oor elkeen van ons. Dankie dat ons vanmôre as 'n familie in Christus hier kon by mekaar kom om afskeid te neem van 'n geliefde. Dankie dat ons vanmôre in U kan in U getrouheid kan vashou en te weet, Here, dat U is die een wat elke een sal vertroos. Want ons weet ook, Vader, dis in tye soos hierdie waar ons nog baie verlange in ons hart gaan hê. En dalk nog baie vrae. Dis als vrae, Here, wat ons as mens nie kan antwoord nie, maar net God kan vertroos. Nou wil ek bid, Here, dat ook wanneer ons nou uitgaan aan die graf toe, seën hierdie verrigtinge verder soos wat U dit reeds gedoen het. Seën elke ene wat op mekaar uitgaan vandag, Here. Ook met U beskerming, U liefde en met U genade. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.